Welkom. Yes, dis 'n diep stem. Welkom by. Ek voel Dis ons hierdie moet 'n radiodrama. moet ons een of ander tyd soos 'n official 'n jingle kry. liedjie wat speel soos daai. Dit sal wanneer die nice. nuus Laat weet begin ons of in die iets. comments of iets. As jy vir ons 'n liedjie wil skryf vir Sondag tot Sondag. Dit is fantasties. Enigste voorwaarde, almal moet daarvan hou, nie net jy nie. Ja. Ons kan dalk 'n vriend vra. Vra 'n vriend. Ja, ek kan vir Lourens vra. Skryf vir ons 'n liedjie. Skryf vir ons 'n liedjie. En dan sal ons een of ander vreeslike generiese ietsie rekord soos 'n welkom by Sondag tot Sondag, 'n aanbieding deur NG Weerda Park. Genade, jy het 'n stem vir daarom het jy daarom nie net 'n stem vir radio nie, jou gesig is fyn. As ek so kan sê. Ja. Maar my gesig pla my. Hoekom? Ek het mos bietjie akne skaars O, op my linkerwang. net jy sien dit. Dis wat almal vir my sê. En ek is soos ja, ek weet. Maar ek dink mense het obviously maar jou eie insecurities. So oor insecurities Kom ons gepraat. jump net in dit in. Kom ons- Wat haat jy van jouself? Is dit. Ek dink is eintlik spot on vir vandag se storie. En ek het vir jou 'n lekker storie van wat voordat ons kom opneem het, by die gym gebeur het. O ja, okay, cool. Nee. Vertel. So, ek is besig met 'n harde sessie van dit is 10 reps, 10 sets. Bench press en squat. Vir die wat nie gym nie, dis hard en aanhoudend. Dit is soos om 'n baie styl optrane uit te klim sonder dat jy enigsins bene het. Yes, jy kan net jou arms Jy gebruik. kan Okay, net Nou, okay. ook vir die wat nie weet nie. Algemene aanvaarde gym etiket is dat as jy 'n handdoekie of 'n gymsak of iets by 'n squat rack of 'n ding het, is dit joune. Ek het nou nie vir oggend 'n handdoekie of 'n gymsak by my gehad nie, maar ek het wel soos Het dit jy gepiepie op die squat rack om ek het nie jou gepiepie op die territory squat te rack nie. merk? Plaas het ek. Maar ek het die bench rack of die bench beskerm met 'n blikkie Energite. Maar toe ek nou terugkom by die squat rack, want eers kom ek terug by die squat rack toe 'n ou in sy goal het toe my squat rack gevat. Ag nee. How rude. En toe kom ek weer weet by Planet Fitness Gym. ja, sorry. En ek kom toe terug by die squat rack, toe het 'n ander oom dit gevat. En ek sê vir hom, vra vir hom, want dit is ook algemeen aanvaar en vriendelik om te sê kan ons tussenin oefen. Dan maak jy nou beurte. So het jy hom gekonfronteer alweer. Ek het vir hom gevra. Okay. En toe vra hy vir my, "Waar's jou gymsak?" Okay. Toe sê ek, "Maar ek was besig hierso." Toe sê hy, "Maar waar's jou gymsak?" Ag nee. Toe sê ek net, "Wel, ek's nie nou lus vir hierdie speletjie nie. Geniet dit." Ja. Dit klink En vir my toe soos gaan soek- soos wat mense road rage het, klink my daar's gym rage ook. Daar is gym rage en die oom was ek dink nie op roids gewees nie. Maar dit is nie die einde van die storie nie. Okay. En hierdie het ek nie sien kom nie. So ek is toe nou eers af vir cheese, kom toe nou terug by die ou in die goal want die ander plekke is toe nou die Smith machines is vol, so ek kon toe nou nie daarso oefen nie. Hoe kan iemand het sy lappie daar gesit en nie gaan oefen daar nie? Daai is die ergste. Dit is die ergste. Ek het so 'n paar weke terug het ek my handdoekie op 'n masjien vergeet. En ja, ek dink nie enigiemand het daai masjien al gebruik vir die afgelope 3 weke nie. Ja. En die mens wonder altyd, jy sien die handdoekie. Exactly. En Maar as jy waar nou is hierdie 15 mens? sets later en as ek Ja, soos waar is Exactly, hierdie want ou? ek was toen al amper klaar met my 10 vir 10 Ja. en toe staan nog steeds die handdoekie en geen persoon in sig nie. Ja. Maar in elk geval, so toe oefen ek nou maar baie stadig, want ek moes toe ligter gewig gebruik vir die squats. Ag nee. En ek is toe by die volgende superset goeters, rows en deadlifts. En hier kom die ou na my toe en steek sy hand uit en sê, "O, ekskuus jammer, hy het verkeerd verstaan. Hy het net vir my gevra waar is my gymsak." Wat ek dink nie die geval is nie. Maar die blote feit dat hy kom nice maak het. O ja. Ek soos
ek het nie hierdie sien kom nie. Ja, dis nogal cool. Hoe mooi is dit? Ja, dit is actually baie nice. So, shout-out vir, okay, goed, ek sal nou nie sy naam noem nie. Random individual. Random individual by Planet Fitness. Okay. Maar dit is my so cool. En veral cool, want ek het gedink, ja, dis nou maar hoe die samelewing is. Mense is nou maar mislik en so. En hoe verander hierdie tune? Hoekom dink jy is almal so protective vir hulle spasies? Val vandag. Wow, dis 'n gelaaide vraag. Maar dink bietjie Ek daaroor. dink, Almal is vir vanhalf. Ja, Jy weet, ek weet ons het social distancing gedoen in COVID. ja. Ek dink nie dit is van dit nie, tensy dit Ek dink nie is daarvan nie. Ek dink is 'n ding van ons is almal so gewoond op die oomblik jy moet vir jouself vend, want iemand anders gaan dit nie vir jou doen nie. Ja. Dat jy onmiddellik, ek dink op die defense is. Hier is 'n vraag vir almal wat luister. Ja, Wanneer laas het jy iemand gevra vir hulp? good question. Good question. Is mense eerste reaksie nie soos Ek kan dit self doen. hoe kan ek hierdie self regkry nie? Ja. Yes. Wanneer laas het jy vir iemand hulp aangebied of om nou jou storie as 'n voorbeeld te gebruik of gedink het maar ek gaan teruggaan en om verskoning vra, be the Hoe nice is dit? En dit het my regtig onkant gevang. So ek moes toe 'n double take doen nadat hy dit gedoen het en net weer terug gaan na hom toe en sê hoorie baie dankie Okay, wow. dat jy dit gesê het. Want die was bietjie vinnig nou op my. Want dit was my so cool. Ja, jy gaan gym toe. Ja. En jy berei altyd half in jou onderbewussyn geestelik voor vir dit wat jy nou gaan doen. En jy het net voorberei om te oefen. Jy het nie voorberei om nou hierdie konfrontasie Dis eintlik juist my happy space. Dis eintlik juist die plek wat ek wil nie gekonfronteer word met onnodige emosie of onnodige goed nie. Ek's net daar om te oefen. Dis nie een of ander contest nie. Ja. Ek wil net beter doen as ek van gister. Ja, en dan kry jy hierdie wildcards. Nee. Iemand wat so goed doen. Ja. Iemand wat 'n bietjie inbraak maak op jou spasie. Ja. Dit is van nee. Maar well done. Ek dink vir daai vir jou. Yes, well daai done vir hom. interaksie. Nee, ek is lekker interaksie. Okay. Yes, nice. So oor gister se Josef. Gister se Josef. Ja. Ons moet net dit duidelik maak. Ons rekord hierdie op 'n maandag. Op 'n maandag. En ons stuur dit uit op 'n woensdag. So hier waar ons nou sit is dit maandagooggend en ons praat oor gister se Josef. Ja. Ja, gister daar was baie stuff. Ek het keer op keer vir jou gesê nogal hoe besig ek die diens ervaar het met al die goeders. Maar ek dink dis omdat dit vir my het dit baie mooi gevloei. Die diens het ek wil net vir jou sê in die moederskamer was dit absolute chaos. Is dit? En 90% daarvan was die Visser Clan se skuld. Okay, cool. So ek is opreg jammer. Jy aanvaar verantwoordelikheid. Ja, dis ek weet nie wat daar agter aangegaan het. Nee, jy weet daarom nie, maar van wat ek gesien het die diens baie nice gevloei. Ja. So ek dink jy weet dit is besig en vol. Weet jy wat 'n uitdaging, dit was bietjie van 'n uitdaging met die tech wat nie 100% saamwerk nie. Ja, dit was. Maar hy toe op die einde van die dag al right by my gewerk. Is dit? Ja, want ek weet ons het gesukkel daarmee in die begin. Dit gooi mense bietjie. Ja. Maar ja, ons gaan nou nie 'n gesprek oor die tech hê nie. Maar dit was wat vir my lekker was. Kyk, ons het in die verlede het ons so ver hierdie ding opgeneem op 'n Dinsdag. En laasweek het ons hom op 'n Maandag opgeneem. En net daai een dag half ekstra ja, ons het laas ook op 'n Maandag opgeneem. Ja, die dag ekstra gee dit 'n bietjie ekstra dinktyd. Ja, dit was eintlik half nou ek het langer met daar was meer tyd tussen die verskillende aanbiedings. Yes. Want ons het die Maandag die podcast opgeneem hierso. En waar dit in die verlede was dit Dinsdag, Vrydag die YouTube opgeneem. Ja. Maar dit was Dinsdag die nee, ek het nie. Daar's 'n storie daaroor, maar ons het Dinsdag die opname gedoen en toe het ons die gewoonlik het ons Dinsdag kom opneem die podcast en dan die Woensdag Bybelstudie vir dieselfde gedeelte. En dan was die Donderdag die YouTube opname gehad. So dit was so direk na mekaar. Yes. Nou laasweek was daar net so dag breek tussen die goed. Bietjie spasie. Om bietjie
bietjie dat hy net Mens marinade. Ja, jy kort bietjie laat die ding bietjie sit in sy juices, nee. Ja, en dit het nogal baie gehelp, want die podcast, die YouTube en die erediens was elkeen uniek. Oh, nice. Ja, elkeen het 'n ander approach gehad en Nice. hy was baie goed afgerond, dink ek, as Fantasties. gevolg van dit. Oh, great. En toe dit kom by die erediens, het ek dit so gedoen dat ek in plaas daarvan om al 36 verse te lees en dan daaroor te praat, het ek 8 verse Ja, jy het gelees, daai ons opgebreek, daaroor gepraat en wat ek dink mooi geloop het. Ek dink dit het dit was net vir my gewerk. meer prakties. Ja. Dit is lang gedeeltes. Ja, want dit is baie. Nou moet jy teruggaan na vers 1 toe en dan sit so. Ja. So daai was wel right en ek het eintlik baie vrylik gepraat oor die ding. Want ek het aanvanklik dit mos so gehad dat ek die teks sou lees Yes. en dan daarna Ja. is my slides met my notas op. Ja. Maar nou kon ek nie daai slides access nie. Ek kon nie spring nie. So ek het 8 verse gelees Oh my word. en toe net gepraat. En toe ek nou na die tyd gaan kyk, het ek actually by my notas gehou. Het jy actually by jou notas gehou? En Maar- daar was goed wat meer spontaan Maar die deurgekom wow. Dit was nice. Ja. Sê nie tergend. Maar weet jy eintlik, want ek het swak geslaap die Okay. aand voor die tyd. Want alhoewel ons nou die nuwe kamera het, dit is nie net plug and play nie. Nee. Dit was baie YouTube video's kyk om uit te figure hoe werk die ding. Toe het ek uiteindelik 'n setup daar by die huis opgestel. Wat toe 'n soort van gewerk het, maar toe was die color grading nie reg nie, want die beligting was nie reg nie en toe moet ek daai goed edit tot laat Saterdag aand. Ag nee. So ek dink wat ek nou uitsien is as ons nou die studio het Ons studio opgestel en half die goed kan opstel dat dit net plug and play is. Maar Ja. aan die ander kant was dit vir my lekker geweest om net soveel tyd te kon gehad het met die teks. Rarig waar Sondag tot Sondag. Ja. So dit was nice en ek dink nie daar's regtig veel wat ek meer eintlik wil sê daaroor nie. Dalk net miskien persoonlike refleksie wat die teks wat ek geleer het uit die teks uit. En dit is moeilik om nie op Josef te fokus nie. Maar ek het nogal vir my persoonlik was dit half die manier wat Jakob opgetree het. En eintlik half die sondebok was. Ja. Die verhaal. Yes. Yes. En spesifiek daai het nogal vir my uitgestaan nadat hulle vir hom gesê het was hy ontroostbaar geweest. So hierdie hele oploop na om van Josef ontslae te raak en om te verkoop. Ja. En later hierdie storie van hy is deur 'n dier verskeer en wat 'n bekende storie is, maar daai het my opgeval. Yes, hy is die sondebok in die en ook daarna het hulle gedink dit gaan nou beter wees. Uiteindelik gaan pa ons raak sien en nee. Ja. Dit het nie nee, hy het so vasgeklou aan dit wat hulle nie is nie. Ja, en ek dink vir my was of die ding wat ek weet Josef het dit nie so gesien nie. Josef was soos ek is die wit broodjie en hy het daai status probeer beskerm. Yes. Maar as mens daai vertaal na vandag toe dink ek ouers wat sekere kinders voortrek, ek dink dit sit baie druk op daai kind te doen om te perform en om die hele tyd te perform. Ja. En naderhand word 'n kompliment net nog 'n half 'n las want daai is 'n ding. Ek en Janette op 'n stadium geluister na wat sit ek weet nie, maar dit is how to raise kids who thrive. Dis op Audible. En een van die goed wat die ou gesê het, want dit gaan nou oor onderwysnavorsing, is om nie jou kind te prys vir prestasie nie, want jy gaan eerder prys vir hard werk. Ja. Want andersins gaan hulle ophou probeer as ek nie meer kan presteer nie. Ja. So ek weet nie of ek dit mag sê nie, maar vir oggend en so maandagoggend nou sien ek Dandrey, my oudste, hy is nou graad 2, is ontsteld. En ek sê, hoekom, wat nou?
Nee, hy het nou gesien dit is maalsomme hierdie week. Maalsomme. Ja, maalsomme. Okay. En hy weet nie of hy dit kan doen nie. So, Shame. wiskunde is sy sterkste vak op die oomblik. Maar hierdie maalsomme pla hom nou. Jo. So klein al wat hierdie prestasie druk, dink ek, op 'n mens. En dis nie asof ek en Janay hom druk en sê, jy moet goed doen, Ja. daai tipe ding nie. Ek dink dit is ons omgewing, Ja, absoluut. alreeds. Wel, en genetika, want dis maar in my, om te wil presteer. Dis dalk 'n goeie check om net te doen, is jy besig, want daai ding kan gesond wees. Ja, Druk kan gesond wees of Yes. dit kan ongesond Ja, wees. ja. En meeste van die tyd plaas ons meer druk op onsself as wat ander sure. mense noodwendig vir doen. sure. Miskien dalk net iets om oor te dink is ek besig om 'n gesonde coach te wees vir myself? Is dit soos, as ek die manier wat ek op die oomblik myself push, as ek ander mense so moet push, hoe gaan hulle voel oor my? Ja. Net 'n goeie self-check Ja. om dalk te doen. Maar alright, ons Ja. gaan aan na Genesis 45 toe. Jy is seker dankbaar ons is amper deur Genesis, nê? Ja, ag weet jy, ek moet sê, daar was so hier in die middel was ek soos van, sjoe, hoorie, okay. 'n lank. Hierdie is 'n lang begin, Yes. maar nou is ek nogal half nostalgies. Ja, nee. En So ons al spring was nou, dit ons dat spring nou ons nogal 'n klomp gebeure. So ons sit nou aan die een kant waar Josef in die put beland en verkoop word. Mm. En nou aan die ander kant, nadat hy in die tronk was, nadat hy by Potifar se vrou was, het ons hom nou hierso, hy is 'n offisiële werker, hy is soos die 2IC van Egipte. En sy familie kom by hom aan. Mm. En hier pas dit nou vir my mooi by die vanoggend se Planet Fitness storie. In terme van hoe hanteer hy dit, want hy kan baie maklik vergeldend wees, hy kan baie maklik sê nee. Ja, hy het die morele hoëgrond. Ja. En eintlik as jy dink aan daai wêreld ook, sou hy binne sy reg opgetree het om te sê, hoor, julle is nie meer my familie nie. Ek hoef nie lojaal te wees teenoor hulle nie. Ek het dit gemaak, ek is okay. Yes. Julle het nie. Ja. En die ding wat ons nog heeltyd vir mekaar sê, oor Abraham se storie, oor Isak se storie, oor Jakob se storie, is God se storie met hierdie volk gaan aan. Ja. En ek dink dis die ding wat uitstaan. Is Josef word die agent van hierdie storie van God met Israel wat aangaan, of God met sy volk wat aangaan, en hy is emosioneel, wat goed is, en ons kan 'n bietjie daaroor gesels. Voordat ons daarby kom, 'n trend wat ek hierin gesien het, en ook eintlik reg deur Genesis, is daar kom 'n punt waar hierdie karakters die eienaarskap neem vir hierdie verbond. Ja. Hulle own dit. Ja. Abraham own dit nadat sy vrou oorlede is, Ja. en gaan kry vir Isak 'n vrou. Yes. Hy aanvaar verantwoordelikheid, hy neem eienaarskap en hy sê, goed, ek moet hierdie ding doen. En Ja. Josef wat bokant wat sê, hier's 'n groter ding waarvoor ons nou verantwoordelikheid moet neem, Ja. om eienaarskap te neem, om Ja. op te daag en So te ek het sê, nodig maar om hierdie gaan nie meer verder te oor my kyk nie. as my ego. Ek Ja. het verder nodig om verder te kyk as my eie seer. Ja. En hier is mense met nood voor my. En Jesus is my broers. En Jesus, ek stem teen een die op en hel in vir hulle, maar ja. Die emosie wat hy wys is nou wanneer hy huil, nadat hulle hom herken. Yes. Daai stuk kwesbaarheid wat hy daar so wys, ten spyte van die feit dat hulle hom gehaat het, dat daar bad blood jy was. Jy het daai mooi uitgelig in jou erediens. Jy het dit baie mooi verduidelik. Ja, daai vredesgroet wat die shalom wat hulle nie eens kon gee nie. Ja. Wat net 'n algemene ding was wat jy vir vreemde. Ek kon darm daai deel van jou preek. Ja, nou dat jy dit opbring, onthou ek dit ook. Ja. Ons doen Sondag tot Sondag net dat ons kan onthou wat ons gepreek het verlede week. Ek het baie preek. Ja, so wat het ons 3 weke terug oor gepraat? Ek weet nie. Anyway,
Maar ja, Maar juist daai katarsis wat met hom gebeur is eintlik totaal en al aanvaarbaar in daai tyd. Yes, dit wys 'n stuk vulnerability, maar dit is ook daai uitleef dink ek is deel van dis al vir die kulminerende punt amper soos 'n PTSD wat Pieter, ja, mag mans huil. nee. Ek dink weer terug by vanoggend. Jene hoe nice is dit om net terug te draai waar aan die een kant is 'n mens gat vas. Sê nee, dis my stoltie. dis my masjiene. En sê hoorie skus man, ek het verkeerd verstaan. Nee, ek weet jy het nie verkeerd verstaan nie. Maar good choice om terug te draai. En good choice om reg te kom maak. Hoekom is ons so bang of versigtig of huiwerig om foute te erken en kwesbaarheid te wys? Want die klereskeer van Jakob en die klereskeer eintlik in die vorige hoofstuk in Genesis 44 nadat die broers weer eens uitgevang word oor die geld wat hulle in die sakke wegsteek en hulle wys berou, hulle skeer hulle klere. Dit was 'n liggaamlike gebaar om te sê ek rou, ek voel sleg, ek is in 'n verskriklike toestand en die Josef wat hardop huil en ween, skree van daai dit beliggaam dit wys. Vandag is ons jy weet ons fight dit, ons wil dit nie wys nie. Hoekom dink jy? Ek het 'n paar teorieë. Ek besef dit nou terwyl jy praat oor hoe hierdie goed nou bymekaar kom, want aan die een ons het nou gepraat oor daai prestasie ding. En ek dink mense het half die gedagte van ek moet alles die eerste keer reg kry. Brené Brown het my nogal gehelp met do-overs. En om vir jou kind te vra as jy hierdie nou weer sou kon kies, wat sou jy doen? Maar dieselfde ding wat jy nou gesê het van daai coaching ding van as ek mense om my hanteer soos ek myself hanteer. Dink ek nie gaan ek vriende hoor nie. So ek dink ons is hard op onsself. En gevolglik dink ek sit ons die druk erger op onsself en ek dink nie die mense om ons vir alles hulle goeie vriende of kollegas is nie so hard op ons. Soos wat ons op onsself het nie. En ek dink vir mans is dit erger. Ja, absoluut. Hoekom sien ons emosionele kwesbaarheid as 'n swakpunt en nie as 'n sterkpunt nie? Want tog as jy dit sê vir my baie meer van jou as jy kan kom sê ek het 'n fout gemaak. Ja, as jy dit kan own. Dit sê vir my jy het nederigheid. Ja. Want jy maak jouself klein hierso en jy own dit. Hoekom dink jy, want ek meen selfs die persoon wat nou in die gym was vanoggend. Yes. Ten spyte van die goeie intensies wat hy gehad het, hy kon nie heeltemal kom en sê nie dit probeer sugarcoat, ek het verkeerd verstaan en net gesê weet jy wat. Hoorie, ek was nie nice nie. Ja. Hoekom dink jy sukkel mense met daai? Ek dink die goed is net teen ons. Ek dink net daar's bitter min ruimtes waar ons werklik vulnerable kan wees. Daar's bitter min mense by wie jy werklik vulnerable kan wees. Ja. Dis ook 'n storie van Brené Brown wat ek dink na een van haar boek signings kom 'n man na haar toe. En hy sê want al goed gaan ons oor vulnerability. Kwesbaarheid, weerbaarheid, weerloosheid. En sê dis nou alles nou nice en alles, maar waar's jou data oor mans? Ja. En sy sê ek het nie. Hy sê dis convenient. Want die mense wat die ergste op my is, staan daar aan die agterkant van die saal, dis my vrou en 2 dogters. Sure. En ek dink mans ervaar dit regtig. Ons moet die goed bymekaar hou. Ons moet reg optree, ons moet sag wees, daai tipe goed. En ek dink baie keer maak dit ons voel soos caged animals. Ja. Ek dink in daai opsig kan 'n verhaal soos hierdie
bietjie hoop gee om te sê maar as Josef hierdie godvreesende man. Hy's 'n godvreesende man. Hy's 'n jy weet he's a man, jy weet. Ja. Hy's 'n man, hy het recover van die laagste plek af. Hy was in die mees hopelose situasie gewees. Yes. En hy het net aangehou, hy het gepush. Hy was resilient. En hy was reg in sy roeping. Hy het sy gawe om drome uit te lê, hy het dit gebruik tot diens van ander. Want in Genesis 37 gebruik hy dit tot diens van homself. Nee. Vertel gou wat gebeur daar. Ja, okay, wel, hy kry hierdie drome, die droom sê, jy gaan baas wees van jou broers, kry hy nog 'n droom en hy sê, jy gaan baas wees van jou ma en pa, en van jou broers en hulle almal gaan voor jou buig. Ek dink met daai is dit ook 'n stuk identiteit wat hy saam met hom gedra het. Ja, maar hoe hy hy gebruik dit vir homself, Nee, time and place. Hoekom het hy dit gaan vertel? Hy het dit gaan vertel om homself te verryk en daai posisie hoor te maak en te sê, net sodat julle weet. Just julle so you know. Weet. En dan later julle is in die teenwoordigheid van royalty. En dan val hy en dan gebruik hy daai gawe om ander mense te dien. En vanuit dit uit word hy iemand wat hierdie kwesbaarheid kan wys. En ek dink dit moet hoop gee vir gelowige mans vandag ook. Ek dink so. En ek dink dit is ek het na 'n ander podcast geluister en hulle sê veral kerke kan ruimtes wees wat nie goed is vir weerloosheid, veral vir mans nie. Maar my ding sou wees om wat ek sou aanraai is regtig te gaan soek na pockets. Okay. Na mense wat jy kan vertrou. Mense wat jy onvoorwaardelik gaan aanvaar. Ek dink mense vertrou vandag baie min. Ja. En as ek nou kwesbaarheid gaan wys, hoe gaan hierdie persoon dit eendag teen my gebruik? En ek dink daai lyk vir my baie spesifiek. In die narratiewe terapie wat ek doen, vra ek wie's op jou grandstand. En daarmee bedoel ek, wie's daar wat jou onvoorwaardelik aancheer. Nie vir dit wat hulle hier uit gaan kry nie. Maar dalk vir die joy of the game, dalk vir om 'n witness te kan wees van wat hierso gebeur, om dit te kan sien. Want aan die ander kant het jy ek het altyd gesê parasiete, maar iemand het gesê kom ons noem hulle dalk soccer hooligans. Aan die ander kant het jy mense wat sodra jy gaan begin grense trek, sodra jy gaan begin opstaan vir jouself, soos wat ek eintlik vanoggend gedoen het. Om te sê, hoorie, geniet die gymrek. En as sodra jy daai lyne gaan begin trek, is dit die ouens wat naby aan jou is, wat sê, maar hoekom is jy nou so moeilik? Ag nee man, ek het net 'n grappie gemaak, kan jy nie 'n grappie vat nie? Sure, ja. So dan begin al daai gaslighting gedrag en tipe goed, en eintlik is dit mense wat voordeel trek uit die status quo. Sure. Net genoeg 'n paar goed oor Genesis 45. Vergifnis, versoening. Versoening. Hoe lyk dit vandag? En wat maak dit vir ons moeilik om, want dit as mens so vinnig na dit kyk, lyk dit asof hierdie maklik was, maar dit was nie maklik vir Josef nie. En ek dink vergifnis is 'n moeilike ding, nie net in terme van om ander mense, en ons dink altyd ook vergifnis is net ek moet ander mense vergewe, maar hoe vergewe jy jouself? Ja, dis dalk harder soms. Is dit iets wat ons vandag mee sukkel? Ruben, hy's ou in ons gemeente, het iewers vir my 'n baie mooi definisie van vergifnis gegee. Wat sê dit is om my reg tot vergelding neer te lê. Sure. En dis 'n ding wat keer op keer gebeur. Dis 'n doelbewuste besluit wat ek elke oggend neem. O ja, ek het gister besluit om daai ou te vergewe. Ek moet myself hierby hou. Ja. O ja, ek moet nie ou koeie uit die sloot nou gaan uitgrawe nie. Sure. So ek weet nie of dit wil ek saam met die ding sit van Prentice Hemphill het 'n quote oor grense. Wat sê grense is die naaste afstand waarop ek beide vir my en jou kan lief wees. Oh wow. So ek gaan, as ek 'n verkragter het, gaan ek nie noodwendig teruggaan na daai persoon toe om deur dieselfde pyn en lyding te gaan nie.
maar ek kan kies om daai reg tot vergelding neer te lê Ja. en 'n dag tot dag opneem. So eintlik is dit 'n stuk eienaarskap neem. Yes. Ja. Sê maar wat se hou vas gaan ek hierdie ding toelaat om oor my Ja. te hê. Dis nou nogal 'n interessante boek wat ek graag wil luister van Mel Robbins wat uitgekom het, The Let Them Theory. Waarin sy, ek het nou geluister na 'n ander podcast waarop sy praat en sy en die ou, wat is dit, Jefferson Fisher, wat gesê het, jy kan eintlik net vir jouself verantwoordelikheid neem. Ja. Ek kan nie vir ander mense verantwoordelikheid neem nie. Ja, en dit is een van die moeilikste goed om te aanvaar. Ja. Jy kan nie iemand anders se lewe vir hulle beter Beheer maak nie. nie. Ja, Jy dis kan nie manipulasie as jy dit doen. Ja, maar jy kan nie daarop roem nie. Jy kan nie verantwoordelikheid daarvoor aanvaar nie. Nee. So dis 'n ding wat ek moontlik vir jou al gesê het, maar ek het dit seker nou nog nie vir julle gesê nie, is ek beskou myself as 'n recovering people pleaser. Wat my baie lank laat dink het ek doen goeders want dit is goed eintlik vir ander mense. Ek buig agteroor en ek is so nice en eintlik is dit 'n vorm van manipulasie. Eintlik manipuleer jy net mense om sodat hulle doen wat jy wil hê hulle moet doen. Nou kan jy redeneer, ja, maar dis eintlik goed, dis tot hulle best wil. Ja, maar dis nog steeds manipulasie. Ja. So ek dink om dit te own is deel van weerloosheid. Ja. En te vra, ek het maar hoekom het ek die behoefte om dit te doen? Ja, eienaarskap en verantwoordelikheid te neem vir jouself, vir jou jy weet, daai Engelse ding, check yourself before you wreck yourself. Yes. Tipe van ding, want ons almal het goed wat ons aan kan werk. Ja. Maar ons moet ook nie slawe word daarvoor en net kyk na hoe kan ek beter wees nie, maar ook te aanvaar en te sê maar hierdie is my gawes en dit tot diens te stel van Verseker, van want ek dink daarmee saam met dan het 'n baie very specific set of skills gekom wat my goed maak in terapie. Wat ek kan sien ook, dis mense se behoefte. Dis waar die ding vashak. En om dit dan vorentoe te vat, en dis nie manipulasie nie. Ja, so meer ek doen hierdie tot diens van ander. Ek aanvaar dat die uitkoms gaan nie noodwendig in my guns wees nie. Ja. Ek gaan nie ietsie uitkry nie. Maar dit gaan oor iets groters hier. So en dit is ook maar wat hoekom Josef besluit het seker maar om hierdie ding te laat gaan. Ja, want dit gaan oor iets groter as myself. Dis 'n groter issue. Nee. Dit gaan nie oor oorlewing. Ja. Ons is hongersnood, dis groter dinge. Ek dink as net hierdie ding van ons. En ook, en dis dalk 'n ding wat ons vir onsself kan vra uit hierdie gedeelte. By Josef was dit dan ook 'n stuk identiteit. Ja. Oor wie ek is. En vir ons dan om te vra, maar is hierdie my identiteit? Ja. Is dit die tipe persoon wat ek wil wees? Ja. Hoe wil ek leef? Hoe wil ek my lewe instel? Absoluut. En dit is vir my so interessant want daar's 'n rede hoekom Josef se storie nou nog leef. Ek meen Josef leef nou nog want hy het nie vir homself geleef nie. Ja. Hy het gelewe in diens van ander. Hy het sy gawes gebruik in diens van ander en miskien net 'n praktiese manier om hoe kan ek tot diens wees van ander mense en dit eintlik terug te vat na wat ons gesê het oor net om vir iemand te sê oor maar jy doen okay. Op daai, het ek nog nie vir jou het ek dit al vir jou gesê. Een van die naaste goed wat ek in die fiksheidsindustrie geleer het is turning nervous to service. Jy het al gepraat daarvan, ja. En om juist dan in die oomblikke wat ek wil opblaas, of wat ek wil sê, of ek gaan double down, of ek gaan sê, yes, hierdie is my stel weights, nee, jy kan dit nie kry nie, om dan te sê, hoorie, maar dit gaan nie oor my hierso nie. As 'n fiksheidsinstrukteur, dit gaan nie oor die mense wat hierdie oefening moet kan doen met goeie tegniek. Vir my as predikant, dat ook nie gaan oor my nie, maar dat mense 'n godservaring sal hê. Ja. En in Josef se geval, dat mense moet herinner, hulle is aan God verbind en kan kos kry. Ja. Dalk te vra, maar wie kan jy hierdie week bedien? Vir wie kan jy
by die werk 'n broodjie maak en saamvat werk toe of net 'n WhatsApp stuur en te sê, "Hoor ek sien wat jy doen alright, jy doen goed, hou so aan. Jy's alright." En ek dink as ons begin om dit vir ander mense te doen, dan sal dit makliker wees om dit ook vir onsself te kan doen. Ja, ek dink dit is baie nodig. Baie nodig. Dis seker dit. Dit is dan seker dit. Ons het nou volgende week 'n bietjie iets anders. Ons gaan 'n bietjie iemand anders hê met wie jy gaan praat. Ek gaan 'n bietjie rus. Ja. Week daarna gaan jy 'n bietjie rus en dan gaan ek met iemand anders praat. So ons gaan nou nie spoilers gee nie. Stay tuned. Ja, ons gaan wel net die thumbnail vir die podcast met update verander, ja. vir daai 2 weke, want dit gaan maar dit is nie ek jy's darm nie middeljarig nie, maar dis dan nie middeljarig is met 'n podcast nie. En ons moet baie belangrik, ons moet dankie sê vir die mense, want dit is ook waarskynlik die laaste keer dat ons hier gaan opneem. So baie dankie aan Linkie en Johannes dat julle huis beskikbaar gestel het vir ons om hier so. Luister net hierdie mooi akoestiek. Dit is amazing. Nee? Dit is so lekker om. Eintlik lekker. En dit gaan nie net oor die kamer nie, net hulle se gasvryheid. Ja, dit is. Elke keer dat hulle kom en vir ons water gee en koekies gee. En laasweek was 'n koeksisters gewees. Jy kan vir my 'n wip vang met 'n koeksister. Nee, ag so baie dankie. Dankie vir julle gasvryheid en vir julle diensbaarheid en miskien gaan ons weer hiernatoe kom een of ander tyd. Net as ons verveeld raak met ons eie studio. Soos Linkie. Ek weet nie of die studio al volgende week reg gaan wees nie. So ek weet ook so ek dink die matte gaan darm in wees. Ek sal so lank kyk om die klankabsorbering op te try sit. Ja. Ons sal kyk. Dankie dat julle luister. Dankie. Mooi week.